So lekker om die eerste Sondag van die vakansie 'n bietjie weer naby in die huis te kan wees. Ons is hierdie week skop ons af met die reeks oor psalms. En ek wil jou vra, dink 'n bietjie wanneer laas jy ingesak het in psalms in. Ek probeer so eenmal 'n jaar probeer ek deur die psalms mooi gaan. En dis meeste van die tyd 'n tyd wat ek na uitsien. Dit is baie lekkerder as Deuteronomium. Ek dink die feit dat die psalms geskryf is deur mense wat dit met 'n doel geskryf het. En wat dit gaan oor lewe en wat dit gaan oor in die middel van die stryd of in die middel van die oorwinning of wat 'n spasie 'n persoon ook al in hulle lewe hulle self bevind. Maak die psalms eintlik baie spesiaal, want ek dink ons kan onsself nie in selfe gaan mee. Die hele Bybel is geïnspireer. Maar ek wil jou nooi, mag hierdie reeks net die vuur in jou hart aansteek om 'n bietjie in te spring in die psalms. As jy Psalm 119 lees, jy kan hom maar dan oor 2 dae lees. Jy sal weet as jy daar kom. Maar ek gaan vandag met jou gesels spesifiek oor Psalm 46. En as jy jou Bybel het, dan kan jy gaan na Psalm 46 toe. Ek gaan uit die Nuwe Lewende Vertaling lees. Maar jy kan ook so 'n merkie maak daar by 2 Kronieke 20. Ons gaan so 'n stukkie daaruit ook gesels. Nou terwyl jy besig is om nou jou plek te kry, hierdie psalm is geskryf deur die seuns van Korag. Nou Korag is deel van die Levitiese orde gewees, so dit beteken hy was 'n ou wat dis die stam wat gekies is om nie grond te hê nie, maar hulle is in al die stamme verdeel om die werk van die Here te doen in die gemeenskap en in daai areas. Maar hulle was ook die ouens wat aanbidding gelei het. So hierdie spesifieke psalm het geweldige krag as dit gaan oor die tradisie van die Joodse volk. Ek sal nou wanneer ons na Kronieke toe gaan ek vir jou konteks gee, maar ek wil hê ons net deur Psalm 46 gaan. En dalk wil jy 'n merkie maak as jy hom nie ken nie. En wanneer jy eendag regtig voel, wow, die lewe druk op my en mense is lelik met my en dinge maak nie sin nie. Dan is dit een van die areas waar jy kan verklaringe maak. Dis wat psalms lekker maak. So Spreuke verklaringe maak oor wat ek nie doen nie. Maak psalms verklaring oor wat God gedoen het. So in Psalm 46 van vers 2 af, die eerste gedeelte tot en met vers 4 word eintlik opgesom dat God is ons skuilplek en ons verlossing. Maar hier's 'n paar weird stellings wat ek net vir jou wil uitbring in hierdie gedeelte, wat eintlik so fantasties is as jy dit verstaan. Hy sê, God is ons toevlug en ons krag in nood is hy gereed om te help. Nou is so maklik om dit te hoor. Maar wat sê hulle hier? Hulle sê, God is onmiddellik beskikbaar, Boere Afrikaans. Jy kan, dis nie 'n kwessie, toe ek jonger was, toe was daar mense wat hierdie gebedskursusse vir jou gee, dan sê hulle, jy moet bid tot jy nou in die voorportaal van die tempel is en dan tot by die heiligdom en dan moet jy bely dat die bloed loop en dan kry jy die deurbraak in die allerheiligdom in en nou kan jy na die Here toe kom met jou versoek. Ag, loof die Here, dis nie waar nie.
Ek weet nie, ek dink nie die Here het tyd vir dit nie. Die Here ken ons hart. Die Here weet presies waar ons is. Die rede hoekom ons sekere goed bid, is sodat ons kan bely en verklaar waar ons is. Maar God weet alles. En ouens, wanneer jy in nood is, en hier kan ek vir jou uit ervaring sê, wanneer daar die dag iets oor jou lewe verklaar word, wanneer iemand vir jou sê, jy het 2 maande oor om te leef, of wanneer iemand vir jou sê, weet jy wat, hier is hierdie krisis, en is finaal, kan ek en jy nie nog onderhandel met God oor waar is u nie. As jy dan moet onderhandel waar is u, het jy klaar verloor. Want dan skielik moet jy half God se guns probeer kry. Jy moet God se aandag probeer gryp. Asof God aandag afleibaar is. Die Here is naby, hy is met ons en hy wil ons help. Hy sê verder, daarom, omdat God onmiddellik beskikbaar is, nie omdat God is nie, want God kan God wees, maar hy kan op afstand wees, maar omdat hy onmiddellik beskikbaar is, dan kan hy hierdie stelling maak en sê, daarom sal ons nie bang wees nie, al bewe die aarde, verskuif die berge, diep in die see, al bruis en skuim die waters, al skud die berge, as die water styg. Jy sien, wanneer vrees my gryp, is die eerste ding wat ek na toe kan gaan, is, God is nou met my. God wil nou hoor, hy is beskikbaar. Dit draai jou vrees na 'n plek toe van geloof. Dit vat my op 'n spasie, as God se oor, die ouer vertalings sê baie keer, die Here gee sy oor uit na jou. Dis omdat dit 'n baie direkte vertaling uit die Hebreëus is. Dis soos Salomo, toe die Here gevra het wat hy wil hê, hy het nie gevra eintlik vir die woordwysheid nie. Hy het gesê, Here gee my hart die ore om te kan hoor wat die wil is. En wat hierdie sê is, God se hart en sy oor is elke dag beskikbaar, elke sekond. En dis een van die goed wat maak dat ons baie keer moedeloos raak en nie wil bid nie. Want ons beleef afstand. Daar's hierdie ou kliseë wat sê, if you feel far away from God, guess who moved? Die realiteit is, God wil my en jou help. So miskien sit jy in hierdie seisoen in 'n krisis en jy dalk nodig om hierdie te hoor. Die volgende gedeelte gaan daaroor dat daar vrede is in sy teenwoordigheid. Nie net, jy sien wanneer daar geloof is, dan bring dit vrede. Ek sê dit soveel keer vir mense, geloof sonder openbaring is hoop. Ek kan hoop my kind leer vir die eksamen. Ek kan geloof hê in my kind, dat my kind die vermoë het om die eksamen te kan voorleer en deurkom. Ons het baie keer hoop in die Here, dit beteken ons weet nie wat die uitkoms gaan wees nie, en dis 100%. Maar ons moet nooit nie geloof hê in die feit dat God by ons is, en dat hy na ons wil luister nie. Hoor, dis die verskil. Ons raak baie keer deur mekaar met die uitkoms, of hoe iets gaan uitspeel, en God se betrokkenheid. Isak Burger het jare terug, het hy 'n boek geskryf, en hy het 'n preekreeks gepreek, oor God sê ja, God sê nee, en soms bly God stil. Dit beteken nie, hy is nie betrokke nie. Dit beteken, God ken die perfekte tydsberekening vir ons lewens. Maar ons kan God nie meet op ons belewenis van ons omstandighede nie. En dis waar die geloof inkom. Die geloof is nie oor die uitkoms nie. Die geloof gaan oor God is hier en God se oor is met my. Hy sê dan vers 5, die strome van die rivier bring vreugde. Nou, as jy dink aan die beginsel van 'n rivier,
as die Joodse volk het die Jordaanrivier geken, maar die Jordaanrivier is 'n spruit. Daar's plekke waar hy bietjie breër is. Die groot rivier wat hulle kan onthou is die Nyl, maar dis nie juist die beste verwysing vir ouens om te skryf, hoor jy, rivier nie. Jy weet, dit help nie ons praat oor 'n canyon nie, met Amerikaners nie, want hulle het die Grand Canyon. Hulle kan hierdie in hulle kultuur verwys. Maar die groot ding is, die oomblik wanneer daar van rivier gepraat word daar gepraat van lewe. Die samelewings van daai tyd, jy sal nooit kry dat 'n samelewing maklik 'n stad het op 'n plek waar daar nie 'n rivier is of by die kus is nie. Riviere was 'n rede vir mense om te bou op. As daar nie water was nie, dan was daar niks. En in die geskiedenis in daai tyd, in die Joodse prentjie, en selfs Jesus wat kom en hy praat met die vrou by die put en hy sê vir haar, weet jy wat, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Die verwysing is rivers of living water. Nou goed, so die oomblik as hy hier praat van die strome van die rivier bring vreugde in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. Nou gaan hy en hy sê, God self woon daar, dit sal nie beweeg nie. Nou, goed, hier's 'n paradoks. Jy het nou gesê, God is by my. Nou sê hy, God leef in sy stad. Die rede hoekom hierdie stelling gemaak word, is, God raak nie geraak, fisies, niks kan hom skade doen nie. Hierdie stelling gaan nou oor dat hy verhewe is bo alles. En Jesus het gekom en hy het gesê, ek gaan die koninkryk kom vestig, ek gaan die Godstad in julle harte kom saai. Ek gaan die ewige prentjie in julle harte kom saai. Dis hoekom Paulus skryf, ek is dood, ek het reeds gesterf. Dis nie net dat jy gesterf het van sonde nie, dit is, jy het gesterf en die opstandingskrag van Christus het my lewend gemaak vir die koninkryk van Godstad. Jy sien, Godstad, die oomblik as jy dink is net 'n fisiese plek, dan gaan jy nie verstaan nie, want Godstad is God se heerskappy, sy koninkryk, dit is die posisie waarvan af hy heers. En nou kom hy en hy sê, God self woon daar, dit sal nie beweeg nie. As die dag breek, sal God kom help. Die nasies rumoer en die koninkryke wankel. God praat en die aarde versmelt. Ons gaan nou na die gedeelte in Kronieke toe. Dan gaan jy nou hoor van hierdie nasies. En dan kom hy in vers 8 en hy sê, die Here, die Almagtige, is by ons. Ons skuilplek is die God van Jakob. So hy het eers gesê, God luister. En nou is dis nie net dat hy luister nie. Die Here is met jou. Miskien sit jy in 'n uitdaging met jou gesondheid. Miskien sit jy in 'n uitdaging in verhoudings. Die beste wete is om te weet, Immanuel, God met ons. Hy is met jou, selfs wanneer jy droog maak. Ja, dis lekker om te weet. Toe ek klein was, my ouma altyd gesê, die Here sien alles wat jy doen. Jesus, dit het my bang gemaak. Ek weet nie van jou nie, maar dit was vir my skrikwekkend. Dan lê ek in die aand, daai jare, nou weet julle, ek's baie oud, want ons nog nie device gehad nie, ons nog 'n kombers en 'n laken gehad. Dan lê ek het net my oë so uitsteek. Dan sê ek, Here, enige iets wat ek verkeerd gedoen het vandag, as ek my oë môre oopmaak, mag ek in die hemel wees, nie in die hel nie. Dis verskriklik. Ja, sien ek deel nou met trauma sommer hier terwyl ek voor julle is. Maar dis die krag van geloof. Ouens, ek wil jou uitdaag om net te skuif van my omstandighede en ek's alleen en ek is geïsoleer en miskien waar ek is nie God se wil nie en daarom los hy my uit. Dis 'n leuen.
God is altyd met jou. Hy wil altyd na jou luister. Hy wil ons altyd lei. Partykeer bly hy stil, omdat hy reeds gepraat het. Een ding het ek in die lewe geleer, wanneer God stil raak, dan moet ek teruggaan, en ek moet hom vra, wanneer laas het hy vir my iets gesê, wat ek nie gehoorsaam en was nie. Daarvoor wag hy vir my. Hemel, en is partykeer nie lekker nie, maar dis 'n realiteit. Die uitdaging van ons lewe is dit, God het 'n plan met my en jou lewe. En die dag toe ek en jy ons hart vir die Here gegee het, toe sê hy, goed, jy aanvaar hierdie plan, wat ek het vir jou lewe. So ek gaan jou help om daarby uit te kom. Maar elke keer wanneer ek twyfel in God se waarheid, in sy toeganklikheid, in die manier dat hy met my is, en die feit dat hy vir my is, elke keer wanneer ek aan my eie ding gaan doen, dan veroorsaak dit probleme in my lewe. En as jy kwet, maar baie keer doen mense goed aan jou, en dit is nie jou skuld nie. Maar weet jy, hoe ek reageer ten opsigte van dit, het 'n groot uitkoms in my lewe. Die Engelse sê, offense is taken, not given. Sien, wanneer ek in Christus is, en iemand kom my te na, natuurlik is dit seer, maar dan is God my toevlug. Ek koppel nie my identiteit aan hierdie krisis en pyn nie. Dan kan ek saam met God deur hierdie ding gaan, en ek kan sterker aan die ander kant uitkom. Mense, dis eintlik so prakties eenvoudig. Dis soos die een nou gesê het, die evangelie en God se wil in die skrif is so eenvoudig, dat 'n 8-jarige kind dit kan verduidelik. En dis hoekom ons ouens tussen 5 en 7 jaar moet swat, om dit so de mekaar as moontlik te laat klink, sodat jy dink is 'n groot intellektuele ding. Die Bybel is so eenvoudig. God wil my eers help om uit my manier van dink te kom. Dan kan ek aangaan. Want ek het nodig om deur die lesse van die lewe te gaan. En die oomblik wanneer ek stil staan, en ek begin sê, maar God is nie met my nie. God se oor is nie daar vir my nie. Dan begin ek my eie besluit te maak en in 'n spiraal gaan, wat krisisse veroorsaak. Is dit nie so nie? OK. By jou is dit nie so nie, maar by my is dit 'n massiewe waarheid. Nou gaan hy verder en hy sê, kom aanskou die werke van die Here, wat verwoesting bring op die aarde en oorloë beëindig oor die hele aarde. Hy verbreek die boog en vernietig die spies. Die skilde verbrand hy met vuur. En dan sê hy, stop wat jy dink. Stop alles. Wees stil en weet, ek is God. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Ons skuilplek is die God van Jakob. Wat doen ek wanneer ek in 'n massiewe krisis is? Wat doen ek wanneer ek twyfel? Wat doen ek in enige plek waar ek afgesny voel van God? Wees stil. En begin eers met die oortuiging dat God is met my. Dis wat hy hier sê. As ek nie op daai punt kom nie, dan onderhandel ek met ouens wat nie 'n sê het nie. Jy hoor? Dis iemand het eendag vir my gevra, hoe kan die duiwel 'n rol speel in 'n Christen se lewe? En sê, hy het 'n reg. En die manier hoe ek dit verduidelik het, is as volg. As my pa vir my hierdie area gee en sê, bewerk dit.
doen die beste wat jy kan, onderhou dit. En ek gaan, en ek kry een of ander swendelaar, en ek is nie lus om die verantwoordelikheid te aanvaar vir 'n sekere deel van hierdie grondgebied nie. En ek sê vir daai ou, hanteer daai vir my. Dan gaan ek met hom 'n ooreenkoms aan. Daai ooreenkoms tel nie, want ek is nie die eienaar van die grond nie. Hallo? Dis hoe die duiwel werk. Hy onderhandel met my en jou, want hy het geen reg tot na die Vader toe nie. En ek en jy val vir dit. Daar is nie iets soos 'n wettige reg voor God nie. Hy het die wettige reg tot ons lewe. Ons bring kontrakte in ons lewe in. Maar dit is nie goed wat God sê, ja, ek staan daarby nie. Want dis God se grond. Ek kan nie 'n kontrak aangaan met iemand oor 'n stuk grond as ek nie die eienaar is nie. En dan eintlik word jy ingedoen. En dis die hele uitdaging met die hele geestelike stryd in ons lewe. Die oomblik wanneer ek sê, Here, ek word stil. Al hierdie goed wat ek gedink het, my beste planne wat ek gemaak het, al hierdie goed, dit parkeer ek nou. Ek wil net weet, U is God. U is my God, U is beskikbaar. So ek wil hê jy moet vinnig blaai na 2 Kronieke, jy kan stadig ook blaai. 20. Nou, dis 30 verse. En ek gaan vlugtig deur dit gaan, maar ek wil jou nooi as jy by die huis is, lees dit lekker. Dis eintlik een van die lekkerste stories in die Bybel. Ja, dit is baie beter as 'n seepie. Want dit het regtig gebeur. Ek onthou, was dit 7de laan, toe die een oue diamante weggesteek. En toe vertel hy eendag op 'n TV-program, toe sê hulle, wat is die snaakste ding wat gebeur het? Toe sê hy is op Ellis Park, en hy kyk rugby. En wat in die seepie gebeur het, die storyline was, sy vrou het daai diamante gesteel en weggesteek. Dat hy het nie kon kry nie, want hy het diamante gesmokkel. Sy wil hom 'n les leer. En hier gaan die tannie na hom toe en sy sê vir hom, hey, ek weet waar jou vrou die diamante gesit het. Hy sê die waarheid nie, maar hierdie is die waarheid en die Here het ons hierdie gegee sodat ons kan leer daaruit. Nou, in 2 Kronieke 19 wil ek hê jy moet hoor wat hier gebeur het in 2 Kronieke 18, dat jy net agtergrond het. Die koning Agab wat oor die stamme van Israel geheers het, gaan na Josafat toe wat die koning oor Juda is. En hy sê vir hom, hoorie, hier is hierdie ouens wat, hulle is nou swak, en hulle was altyd ons vyande. Kom ons gaan val hulle aan. En soos dit gebeur, kry hy 400 profete wat bevestig. So, hy raadpleeg God, maar hy doen dit op sy terme. Mag hierdie hoor bietjie die storie van ons lewe vandag, wat so maklik gebeur. Ek kan baie keer bevestigings van goed kry, gaan soek in die skrif, wat my optrede regverdig. Ek kan my omring met ja-broers. Ons kan lekker saamgesels. Dis wat hy gedoen het. Ons maak dit so super geestelik, maar eintlik is dit so maklik om in daai lokval te val. Hoeveel mense, dan kom 'n persoon by my en dan sê hulle, hoorie, ek wil skei. En dan gee die persoon vir jou al die redes. En eintlik weet ek, daai persoon wil net hê die pastoor moet sê, ja, ek dink is 'n goeie idee. Want die oomblik as ek sê, nee, maar hoorie, kom ons werk nou eers hier aan. Dan ruk daai persoon homself in 'n ander bloedgroep in, hy gaan na 'n ander kerk toe, en oor 6 maande is hy terug, want daai het vir hom dieselfde gesê. Jy hoor, ons wil baie keer 'n rente crowd hê in die lewe. En dis natuurlik. Nou, dis presies wat Agab doen. Ek wil jou waarsku. Jou verhouding met God kan nooit
vervang word deur mense nie. Ons is kerk, maar ons is nie hier om jou verhouding met God te vervang nie. Ons is hier om jou verhouding met God te versterk. Jy hoor? Jy moet leer om van die Here te hoor. En wanneer jy by die Here gehoor het, dan is ons hier om saam met jou te bid vir bevestiging. Want wat hier gebeur het is, hy kry toe sy 400 profete, en Josafat sê vir hom, hoorie, maar daar is 'n ou met die naam van Micha. Hy sê eintlik vir hom is al die profete, en ou Agab sê, nee, daar's nog een ou, maar hy hou nie van my nie. En hy sê, dis die profeet Micha, hy gee my altyd slegte nuus. En hy sê, kom ons hoor wat Micha sê. En Micha sê vir hom, ja, wil jy wen? Jy sal seker wen. Sarkasties. Hoor wat doen hierdie ou? Hy is baie kwaad. Hy besluit nog steeds om oorlog te maak. En hy het nou gehoor, hy gaan om die lewe gebring word. So wat doen hy? Hy gaan vermom homself as 'n gewone soldaat. Hy het mos die profete gehad. En is mos die koning van God se volk. En een of ander pyl wat geskiet is, sommer maar net, kom na hom toe en kom deur sy mondering en maak hom dood. Sien, ons kan die waarheid, kan ons nie flous nie. Nou, dis in die hand van hierdie, wat 2 Kronieke 20 gebeur, en jy gaan nou hoor hoekom ek, jy's uit Psalm 46 met jou gesels rondom dit. Het gaan oor die oorlog teen Moab en Ammon en Edom, skielik 3 plekke. Nou wat gebeur het is, hierdie ouens verklaar oorlog teen Josafat, en hulle sê ons gaan vir julle roer. En die eerste ding wat Josafat doen, in vers 3 sê hy, Josafat was baie ontsteld oor hierdie nuus, en het vir die Here raad gevra. Hy het nie sy profete gaan soek nie. Hy het na God toe gehardloop. En wat hy verder doen, hy het ook beveel dat elkeen in Juda moet vas. Hy het gesê, ouens, ek gaan bid, maar ons almal moet baie ernstig wees oor hierdie ding. Ons het moeilikheid. Dan gaan hy verder, en al die mense in die dorpe het deelgeneem. En in vers 5 sê hy, en hy het opgestaan, en voor al hierdie mense in Jerusalem, in die voorhof van die tempel van die Here, en wat doen hy? Hy spreek hulle nie toe nie, hy begin bid. Wat doen ek as ek in 'n krisis is? Gaan na die een toe wat sê, ek luister na jou. Gaan na die een toe wat sê, ek is met jou. Kry sy vrede en inspraak. Ek sê vir jou, hy gaan jou wysheid gee. Ek sê vir jou, jy gaan jouself nie hoef te vermom en dinge op jou manier te doen nie. Hy wil homself aan jou openbaar. Dis sy hart. Hy sê, Here God van ons voorouers, is U nie die God wat in die hemel is nie? Psalm 46. U is die heerser oor al die koninkryke op die aarde. U is kragtig en magtig. Niemand kan teen U staande bly nie. Ons God, het U nie die inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitgedryf nie? Het U nie die land vir altyd aan die nageslag van die vriend Abraham gegee nie? U volk het hier kom woon en hierdie tempel vir U gebou. Hulle het gesê, as ons bedreig word met rampspoed, soos oorlog, siekte of hongersnood, sal ons kom staan in die teenwoordigheid voor hierdie tempel, waar U naam vereer word. Ons sal tot U roep uit ons ellende, en U sal hoor en ons verlos. Die eerste ding wat ek en jy moet doen, dis 'n beginsel, mense. En ek wil vir jou sê, hierdie beginsel werk. Toe die disippels vir Jesus sê,
Hoe moet ons bid? Toe sê Jesus, jy begin deur te sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Jy begin nie met gebed, met aardse stellings nie. Jy kry die goddelike, ewige, hemelse perspektief op jou lippe. Ons moet leer om nie in die dungeons in te bid van ons lewe nie, maar in God se troonvesting te verklaar. Wanneer ek bid, begin ek God se heerlikheid verklaar. Hoekom? Dis nie sodat God kan voel, wow, ek voel nou beter oor myself nie. Nee, dis sodat ek en jy kan hoor wat ons sê. Dat ons geesmens kan opstaan en die waarheid van God se karakter begryp. Want daar val twyfel, daar val plekke in ons harte van waar ons moedeloos raak. Maar die oomblik wanneer ek God se grootheid verklaar en ek herinner myself aan sy grootheid, dan begin my probleme kleiner word. Ek begin met 'n goddelike perspektief daarna kyk. En dan vertel hy van die probleem. Nou kom hy met die uitdaging. En dan sê hy hier in vers 12, hy sê, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons kyk na U vir hulp. En terwyl hierdie mense gebid het, en daar staan, het die gees van die Here in hierdie klomp mense oor een man gekom. Sy naam was Jagasiel, seun van Sagaria. Hy was 'n Lewiet. En hy het gesê, luister alle inwoners van Juda en Jerusalem, luister koning Josafat. Dit is wat die Here vir julle sê, moenie bang wees nie. Psalm 46 sê, wanneer is ek nie bang nie? Wanneer ek weet God luister. Amen. Moenie moedeloos wees oor hierdie magtige leer nie, want die oorlog is nie julle sin nie, maar God sin. Hy sê vir hulle, gaan na daardie spesifieke plek toe by Sis. Hy sê, en gaan kyk. En dan kom hy in vers 17. Hy sê, dit sal nie vir julle nodig wees om te veg nie. Neem julle posisies in en staan dan en kyk na die oorwinning van die Here. In jou en my uitdagings, wanneer ons God geraadpleeg het, wil hy nie hê ons moet in 'n kamer iewers sit nie. Hy gaan ons deur daai ding vat, sodat ons getuienis kan wees van die wonderwerk wat hy gaan doen. Hoor wat ek sê vir jou vandag. Hy wil hê jy moet met jou eie oë sien, want as jy dink aan die gebed van die koning het gebid en verklaar wat hy kan onthou wat God gedoen het. Hy het homself herinner aan God se magtige God in jou lewe al gedoen. Kan jy dit dink? Wat 'n wonderlike goed het God al in jou lewe deurgebring. Dis die goed wat ek en jy op ons harte moet skryf. Dis die goed wat ons onsself aan moet herinner. Dis wat die geloof bou. Hy het toe met sy gesig, die koning het met sy gesig na die grond geval en almal het saam gebid. En hier kom dit nou. Hulle gaan toe en hulle trek in hierdie woestyn toe. En op pad sê Josafat, luister na my almal van Juda en Jerusalem. Glo in die Here julle God en julle sal vas staan. Glo in sy profete en julle sal suksesvol wees. En nadat hy die leiers van die volk geraadpleeg het, nou raadpleeg hy hulle. Het die koning sangers aangestel om voor die leer uit te stap. Hulle het tot eer van die Here gesing en hom geprys vir sy heerlike heiligheid. Loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd. En die oomblik toe hulle begin sing en die Here prys, het hy veroorsaak dat die leers van Ammon en Moab en die Seirberge onder mekaar begin veg. Die leers van Moab en Ammon het teen hulle bondgenote uit die Seirberge gedraai en elkeen van hulle doodgemaak. En nadat hulle die leer van Seir vernietig het, het hulle mekaar vernietig.
Kan ek en jy God vertrou? Dat waar ons deur die donkerste tye gaan, God ons as getuies wil roep om vir ons te wys hoe hy die vyand verslaan. Kan jy dit jou eie maak? As God vir ons is, wie sal ons kan teëstaan? Wie sal beskuldigings teen ons kan inbring? As die Here my in Christus vrygespreek het, wie sal hom kan keer as hy besluit om my te seën? 'n Lekker ou koortjie uit die ou dae uit. Weet jy wat gebeur? In vers 25 sê hy, koning Josafat en sy man het gegaan en die byt bymekaar gemaak. Hulle het baie toerusting, klere en ander kosbare voorwerpe gekry, meer as wat hulle kon dra. Daar was so baie byt, dat dit 3 dae geneem het om dit te versamel. Op die 4de dag het hulle in die vallei van die seëninge die Here geseëning geprys. Dit is waarom die plek tot vandag tot die vallei van seëninge genoem word. Ek wil vandag vir jou die goeie nuus gee. Die Here het die vermoë om die berg van vernedering te vat na die vallei van seëninge in jou lewe. God het die mag om my en jou grootste krisisse te kan gebruik. Dat dit nie net hy is wat oorwin nie, maar dat dit die plek is waar ons die seën van die Here intens beleef. Maar as ek en jy net sal toelaat om daai bietjie geloof soos 'n mosterdstaat te kan hê, om hom die geleentheid te gee, dan kan jy reg staan vir 'n wonderwerk. En dis hoekom as ons na Psalm 46 toe gaan, dan begin ek en jy en die beste ding wat ons kan doen is om eers te vra, wat glo ek van God? Enige uitdaging, wat glo ek van God? As ek glo God is kwaad vir my, dan moet ek eers met dit deel, want wat ook al hieruit gaan kom, het gaan skeef getrek wees. Ja, die Heilige Gees is teleurgesteld in ons soms. Die skrif sê duidelik, ons moet nie die Gees bedroef nie. Maar ons dan deel ons daarmee. As ek my pa se hart seer maak, beteken dit nie ek's nie meer sy kind nie. Dit beteken ek het nodig om met hom te gesels en te sê, yes, Dad, help my asseblief. Een van die groot reëls in ons huis, dis wat ek vir my kinders sê, as jy op enige plek droog maak, hardloop huis toe. Ek weet nie ook onmiddellik gaan optree nie, ek gaan my bes doen. Maar een ding is, ek's lief vir jou. En ek wil jou help. En ons gaan sorg dat die beste uit hierdie ding uitkom. So miskien sit jy vandag en jy voel geweldig geïsoleerd. Miskien voel jy so ge-challenge in jou hart. En dit is half asof jy nie hierdie kan vat vir jouself nie. Dan is jy vandag op die regte plek. Ek wil vir jou vra, terwyl jy daar sit, ek graag saam met jou bid en dis tussen jou en die Here, maar as jy wil sit die hand waarmee jy skryf op jou bors, sit teken of wat ook al. En kom ons vertrou die Here dat hy homself sal openbaar in hierdie uitdagings. Miskien sê jy, ag Koot, ek het al soveel keer gebid. Weet jy wat? Wees stil en weet dat ek God is, sê die Here.
Ons bid saam, Hemelse Heer, party goed is so groot vir ons, dat ons in ons omstandighede, in ons wêreld om ons, nie eers 'n verwysing kan hê na hierdie gedeeltes nie. Ek wil vandag kom en net weer herinner word aan U wat vir U disippels gesê het, dis belangrik dat U weggaan, want daar's sekere dinge wat U vir hulle kon leer, maar daar's sekere dinge wat nie kon gebeur nie, maar U sal U Parakletos, U helper, U vertrooster, U die een wat leiding gee, stuur, en Hy sal ons leer aangaande al die dinge. Here, ons besef, dit is omdat dit nie oor kennis en visie is nie, dit is oor wat van binne af in ons harte gebeur. En ons bid Hemelse Heer, dat wanneer ons stil raak, kom raak ons harte aan asseblief, o God. Ek bid vir mense hier vandag vir 'n gawe van stil raak. Ek bid vir mense hier vir 'n bonatuurlike gawe van geloof, om die uitdagings wat voor hulle lê en wat voor ons lê, te kan aangryp. Nie net met die hoop nie, maar ook die geloof. Here, ek bid vir ons land wat op die brink is van klomp uitsprake en massa die mekaar spil en verpolitisering van dinge en haatgedrewe optrede. Dankie Hemelse Heer dat ons vandag sê, ons is stil en ons weet U is God, en ons bid vir elke persoon, o Hemelse Heer, in ons land. Ons bid, o Hemelse Heer, U is die God wat die juke breek. U is die God wat die swaarde breek. U is die een wat die skilde vernietig. En so in elkeen van ons lewens, kom verklaar ons dit. Maar ons verklaar dit ook oor ons land. Ons verklaar dit oor mense wat nou op straat sit, Here. Mag U liefde die plek van haat inneem. Mag dit by ons begin. Gee ons drome, gee ons planne, gee ons optredes om na te gaan en om nie te volg wat net soveel vrug sal dra. Here, ons weet soms nie waarvoor ons bid nie, en is gevaarlik. Maar dankie dat U spesialisering gevaarlik. Dankie dat U ons sterkte is, dat U ons krag is, dat U by ons is, en dat U luister. In Jesus Christus naam. Amen. Meer as wat my hart voor kom vra, mooier as my drome al te saam, en as al die seisoene kom en gaan, sal die ewige liefde steeds bly staan. Meer as wat gedagtes kan verstaan, meer as wat emosies kan verdra, en as al die seisoene kom en gaan, sal die ewige liefde steeds bestaan. Die liefde is
wêreld vir my sê. Ek kan saam met ons staan. Meer as wat my hoop vir my belê. En as al die seisoene kom en gaan, sal die ewige liefde steeds bestaan. En I love is wonder, God almagtig, die liefde is binne my. Is 'n teken om die Here se liefde te ontvang in jou lewe en sy nabyheid te beleef in hierdie oomblik. Is my weg, is my waarheid, is die afdruk van volmaaktheid, is my lof, is my lewe. Die liefde is binne my, is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja, van die koning van die heelal, se liefde is binne my. Is my weg en is my waarheid, is die afdruk van volmaaktheid, is my loflied, is my lewe, die liefde is binne my. Is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja, van die koning van die heelal, se liefde is binne my. Meer as wat my hande ooit wil hê. En al sou alle dinge wel vergaan, sal die ewige liefde steeds bestaan.
So as jy nou vandag hier uitgaan en daai krisis kom voor jou, sing 'n lied terug vir hom. Vertel vir jou krisis wie jou God is. Amen. Ons gaan nou lekker saam kuier, hier's heerlike koffie, hier selfs pannekoek. So ek sien nou al net een so bord. So die ouens wat nou al klaar buite is, jy gaan kry, die res gaan kyk. So geniet dit as jy gebed nodig het. Ons het 'n gebedspan wat graag hier saam met jou wil bid. Anders mag jy 'n fenominale week hê. Maas, mag julle kinders geniet hierdie week, hoor. Seën vir jou.